Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle liefhet. Moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van God is. Dit is Goeie Vrydag, 'n spesiale dag, 'n besondere dag waarin ons dink aan die pad wat die Here vir ons geloop het. Welkom by die digitale diens van Helderberg Gemeente. As jy die lewensverhaal van iemand moet opskryf, is een van die belangrikste besluite wat jy moet neem, wat jy gaan insluit en nie wil insluit nie. Jy wil graag in die spasie wat jy het, die belangrikste dele noem. Wanneer Johannes die lewensverhaal van Jesus vertel, gebruik hy meer as die helfte van die boek om die laaste week van Jesus se lewe, wat uitloop op die kruisiging en die opstanding te beskryf. Dis hoe belangrik dit is. En reg oor die wêreld het gelowiges hierdie week, hierdie pad van die laaste week van Jesus se lewe, saam met hom geloop, ook ons hier in Helderberg. En vanoggend is ons hier by die dieptepunt van die verhaal. Jesus sterf aan 'n kruis. Luister hoe treffend die 3-jarige Claire Ryan die verhaal omskryf as sy Getsemane sing. Jesus climbs the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there to the place only he could go. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. He felt all that was said, wicked or bad, was the pain we would ever know. While his friends were asleep, he thought to keep his promise made long ago. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. The hardest thing that ever was done, the greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won. This was done by Jesus. The fight was won by Jesus. Gethsemane, Jesus loves me, so he gives his gift to me in Gethsemane. Gethsemane, Jesus loves me, so he gives his gift to me in Gethsemane.
Johannes 19. Jesus word oorgelewer om gekruisig te word, is die opskrif van hierdie gedeelte wat ons saam lees. Toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat gesel. Die soldate het 'n doringkroon gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het vir hom 'n persmantel aangetrek en herhaaldelik nader na hom toe gekom en gesê, ons groet u koning van die Jode. En elke keer het hulle hom geklap. Pilatus het toe weer buitentoe gekom en vir die Jode gesê, kyk, ek bring hom vir julle buitentoe, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie. Toe het Jesus buitentoe gekom, nog so met die doringkroon op en die persmantel aan. En Pilatus sê vir hulle, dit is die mens. En toe die priesterhoofde en die wagte hom sien, skreeu hulle, kruisig hom, kruisig hom. Vat julle hom en kruisig hom, sê Pilatus daarop vir hulle, want ek vind geen skuld in hom nie. Die Jode sê toe vir hom, ons het 'n wet en volgens die wet moet hy dood, omdat hy hom as die seun van God voorgedoen het. Toe Pilatus dit hoor, het hy nog banger geword. En hy het weer in sy amptswoning ingegaan en vir Jesus gevra, waar kom jy vandaan? Jesus het hom egter nie geantwoord nie. En Pilatus sê toe vir hom, praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat en ook die mag om jou te kruisig nie? En Jesus antwoord hom, u sou geen gesag oor my gehad het as dit nie van bo aan u gegee was nie. En daarom het hy wat my aan u uitgelewer het, groter skuld. En hieroor het Pilatus geprobeer om hom los te laat. Maar die Jode het geskreeu, as u hom loslaat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself as koning voordoen, is in verset teen die keiser. Toe Pilatus dit alles hoor, het hy vir Jesus buitentoe gebring en op die regbank gaan sit op die plek wat klipterras genoem word in Hebreëus Gabata. Dit was die voorbereiding vir die Paasfees en dit was omtrent 12:00 die middag. En hy sê toe vir die Jode, hier is julle koning. Maar hulle skreeu, vat hom weg, kruisig hom. En toe vra Pilatus vir hulle, moet ek julle koning kruisig? En die priesterhoofde antwoord, ons het nie 'n koning nie, ons het net die keiser. Toe het hy hom op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word, en hulle het Jesus weggeneem. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbeenplek toe, soos dit genoem is, in Hebreëus Golgotha. En daar het hulle hom gekruisig, saam met hom 2 ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. En baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. En die opskrif was in Hebreëus, Latyn en Grieks. En die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskrywe het ek geskrywe. Dis die woord van die Here vandag. Teenoor die eenvoud en opregtheid van hierdie lied, beskryf Johannes 'n laaste week van 'n merkwaardige magstryd tussen die 3 leiers. Die vraag oor wie koning is, en of Jesus koning is vir Johannes 'n sleutelvraag. En die eerste van hierdie leiers is die Joodse godsdienstige leiergroep verteenwoordig deur die hoëpriester. Johannes beskryf hoe hulle geloofwaardigheid verloor. Die tweede leier is die Romeinse gouverneur Pilatus, die magtige man. Maar nou hy raak onseker en hy raak benoud. En die derde is Jesus. Jesus sterf as koning van die Jode aan die kruis. Op die oog af sou mens sê dat die Romeinse gouverneur Pontius Pilatus eintlik die een met die mag is. Dis hy wat Jesus verhoor. Maar wanneer Jesus en Pilatus agter toe deure is, vertel Johannes dat dit eintlik Jesus is wat vir Pilatus laat vroeg. En daarom is dit ironies dat Pilatus in Johannes se verhaal as die swakkeling en eintlik onbeholpe uitgebeeld word. In sy gesprekke met Jesus kom hy onkundig, oningelig voor.
Is jy die koning van Jode? Waar kom jy vandaan? Wat is die waarheid? Hy probeer 'n kompromie bewerk tussen Jesus en sy aanklaers, maar dit werk nie. En nie minder as 3 keer nie beweeg hy van binne na buite tussen die skare en die beskuldigde. Ons lees selfs een keer dat hy die verteenwoordiger van die magtige Romeinse ryk nog banger geword het, staan daar in vers 8. En hy probeer by herhaling die priesterhoofde en die ander Jode oortuig dat Jesus onskuldig is en dat sy oortreding dan eintlik op die Joodse reg lê en nie Romeinse reg nie. Ons kan sien hoe probeer hy uit hierdie ding uitkom. Maar eers toe hy gekonfronteer word met sy getrouheid aan die keiser, toe besluit hy oor Jesus, toe gee hy toe aan die druk en hy lewer Jesus oor om gekruisig te word. Dit lyk met ander of die Joodse leiers die stryd wen, want Jesus sterf. Maar Johannes verduidelik ook baie mooi hoekom hulle eintlik hulle geloofwaardigheid prysgegee het. Die priesterhoofde en die Jode, hulle is die aanklaers en wil hulle ondergeskik is aan Pilatus en Pilatus vir Jesus eintlik onskuldig bevind, kry hulle reg deur hulle manipulasie om vir Pilatus te oortuig om Jesus aan hulle oor te lewer. Dan laat hulle vir Jesus kruisig, maar in die proses betaal hulle 'n dierprys. Ek weet nie of jy dit agtergekom het wat ons gelees het nie, maar die doel van Paasfees om God te erken as hulle Here word weerspreek deur hierdie einste leiers se bedenklike uitspraak in vers 15. Toe Pilatus vir hulle vra, moet ek julle koning kruisig? Toe antwoord die priesterhoofde, ons het nie 'n koning nie. Ons het net die keiser. Met hierdie uitspraak omarm hulle eintlik 'n nuwe farao, wie se ondergang tydens Paasfees gevier word en hulle word weer magtelose slawe. Die een wat die meeste gesag dra, wat in hierdie verhaal in beheer is hy, Jesus, wat verhoor word. Johannes vertel in hoofstuk 18 en 19 eintlik op 'n meesterlike wyse hoe Jesus die nou verband is tussen die kroon en die kruis. Jesus regeer nie met mag nie. Hy regeer in liefde. En juis aan die kruis word sy liefde duidelik. In hierdie oomblikke van magteloosheid van ons koning, kan ons sy liefde en sy inspirasie beleef. Dit is die koning. En dit is die voorbeeld wat ons wil volg. En dit is die opgestane Jesus wat later aan sy disippels kon sê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Ek weet nie of jy opgelet het nie, of dalk weet jy dit nie, maar daar is nog 'n koning in die verhaal. Sy naam is Malchus. Malchus is die Hebreëse naam, afgelei van die woord wat koning beteken. Nou ons het nie die gedeelte gelees nou oor Malchus nie, maar as ek my oor vashou, gaan dit jou dalk help om te raai van wie ek nou praat. Die van julle wat die Bybel goed ken, sal weet dat daar 'n Malchus was in diens van die hoëpriester Caiaphas. Die wat die Bybel nie so goed ken nie, dis reg, ek gaan vir jou vertel waarvan. Caiaphas stuur vir Malchus saam met die groep wat vir Jesus in Getsemane gaan arresteer. En al 4 die evangelies vertel van hierdie verhaal van Malchus se oor. Want toe hulle vir Jesus wou arresteer, toe gryp Petrus sy mes en hy kap Malchus se oor af. Dramatiese gebeure. En Jesus berisp vir Petrus en maak vir Malchus se oor weer heel. Malchus, wie se naam ook koning in Hebreëus beteken. Ek wonder wat Malchus die volgende dag gedink het, as hy so in sy oor vat. Wat hy vir sy vriende vertel het. Jesus het dit gedoen. Die een wat julle gearresteer het, die een wat nou daar in die kruis hang, is hy nie dalk die Messias nie, die koning wat deel maak en nie afbreek nie, my eie oor is 'n getuienis daarvan. En Malchus tref homself ewe skielik op 'n plek waar hy moet nadink oor wat reg is. Want hierdie gebeure kan hom nie los nie. Die liefde waarmee die man sy oor genees het, moes hom getref het. Ek weet nie wat Malchus gedink het nie. Ons weet wat die Romeinse offisier wat Jesus help kruisig het besef het. Hy sê waarlik, hierdie man, hierdie is die seun van God. Daar's 'n skildery wat ek vir die wat die vertoning weet wat die beeld kan sien, gaan wys nou van 'n jong rus David Kubernatorov. Hy noemde die centurion by die kruis. En hier sien ons hierdie prentjie van hierdie soldaat, hierdie leier van Jesus wat besef wat Jesus se liefde aan hom gedoen het.
en wat Jesus se kruis kan doen. Die offisier het die donkerte, die aardbewing en Jesus se kruiswoorde van genade gesien en gehoor en hy is oorweldig. Pontius Pilatus het aangedring dat die woorde bo Jesus aan die kruis moet wees, die koning van die Jode. Nie, hy sê hy is die koning van Jode nie, maar die koning van die Jode. En elkeen wat daar verbygeloop het, kon dit sien en kon dit besef. En hierdie soldaat, hierdie leier soldaat het dit besef en net beleef om te sê, waarlik, hier is iets meer. Tussen al hierdie konings is Jesus die ware koning. Elkeen van ons is op 'n manier ook koning in ons eie klein lewetjie. Maar ek weet nie van jou nie, maar ek is nie so goeie koning nie, en ek sukkel dikwels en soek ook eintlik na 'n verlosser. Ons staan ook op en ons sê, Here, die man aan die kruis, ons het hulp nodig. Nog 'n pragtige skildery, of 'n spesiale skildery van hierdie tyd, is die skildery van Francesco Francia, wat 'n hele paar eeue terug al die skildery van Job voor die kruis geskilder het. Ek weet Job was nie voor die kruis nie. Maar dis die manier hoe dat hierdie kunstenaar sê, maar Job kom met al sy vrae oor die sin van die lewe en die antwoorde van lyding en hoekom dit gebeur, kom hy voor die kruis en Jesus wat gekruisig word, gee vir hom die antwoorde. Ek en jy leef dikwels in tye wat ons ook antwoorde soek op vrae. Dat daar tye van hoogspanning is. Mense sien vir ons en hulle sien hierdie eentjie wat so kalm hier bo lyk, maar onder trap die bene verwoes om bo te bly. Party mense sê vir my, ons is eintlik op die rand van breek, op die rand van krek, ons sukkel om al die balle in die lug te hou. Weet jy ook waarvan ek praat? Die krag wat jy en wat ek nodig het, lê op 'n ander vlak. Dis nie nou raad hoe om slimmer te werk of beter te besluite te neem nie. Help my met die krisisse van my dag tot dag bestaan. Vandag wil ek vir jou herinner daaraan dat Jesus, wie sy eie lewe in skerwe moes pad, kan nou die skerwe van my en jou lewe, wat dreig om uit mekaar te val, by mekaar hou, vashou, vrede bring, te midde van die storm. Ek en jy staan ook onder die kruis, net soos die centurion, net soos Job dalk, net soos die mense wat gekyk het en ons kyk op en ons sê, dit is my koning. Hom wil ek volg. In 'n wêreld van magsmisbruik, vreemde leierskap, van mense wat ons wonder, hoe kan hulle hierdie leiers volg? Is daar 'n boodskap? Daar was 'n kruis op Golgotha. En daar het ons koning ons voortgegaan op 'n nuwe pad. En ons volg hom op die pad. En Jesus regeer nie met mag nie, maar in liefde. En juis aan die kruis word sy liefde duidelik. En in hierdie oomblikke van magteloosheid van ons koning, kan ons juis sy liefde, sy inspirasie beleef. Dit is die koning. En dis die voorbeeld wat ek en ek glo jy wil volg. En nou wil ek jou nooi om die teken wat Jesus vir ons gegee het te gebruik. Daar kan jy die opname hier stop en vir jou brood kry, 'n stukkie wyn kry. Want ons gaan saam nagmaal gebruik. En as jy dit nie nou kan doen nie, nooi ek jou uit om later dit te doen. Die nagmaal het Jesus self ingestel. Ek het van die Here ontvang, sê Paulus, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Deur Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. En net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet, en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan, glo dat sy liggaam gebreek is, vir jou,
vir my tot volkome versoening van al ons sondes. Net so het Jesus die beker van danksegging geneem. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat sy bloed gevloei het tot volkome versoening van jou en my sondes. Dankie Here. Dankie dat U liefde so groot is. Dankie Here dat U vir my so lief het. Dankie dat U ons koning is, ons Here is, dat U die Here is wat bereid is om aan 'n kruis vir ons te hang. Dit is ons koning. Amen. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid voor die ark het hy gedans en juig na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swyg? Want daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete dans wil, los wil breek. Want daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd besluite raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed daar die houtkruis kraak, want daar was 'n houtkruis. Ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing.
Dit is Vrydag. Ons Here hang aan die kruis. Ons Here is in die graf. En dit is 'n tyd van diep stilte. Mag jy iets daarvan beleef. En dan sien ons mekaar Sondag. Want ons weet, die Here wat gekruisig is en gesterf het opgestaan. En hy lewe.